Môre, dis donderdag die 27ste November en ek bid dat die Here jou vandag weer van binne af sal anker, dat hy jou hart sal rustig maak en jou herinner. Hy sien jou, hy hoor jou en hy vergeet nie wat hy beloof het nie, al voel dit vir jou lank. Ons is vandag weer in Genesis 17, nou by verse 19 tot 22. Dis die deel waar God vir Abraham sê, my plan staan vas, selfs wanneer jy dink dit is klaar. Gister het ons gesien hoe God Abraham en sy huis merk met die verbond. Maar Abraham dra nog 'n groot vraag in sy hart. Here, wat van Ismael? Kan hy nie maar die kind van die belofte wees nie? Dis 'n eerlike vraag. Dis 'n mens se hart se vraag. Abraham kyk na sy lewe, na sy ouderdom, na Sara wat nie meer kan swanger raak nie en hy dink, Here, miskien moet ons maar by plan B bly. Maar vandag wys God vir hom en vir ons dat hy nie gebou is op menslike planne nie, maar op sy eie woord. As jy jou Bybel naby het, lees saam in Genesis 17 vers 19. Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak doen, en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. En dan vers 21. Maar my verbond sal ek oprig met Isak. God sê dit daarom baie duidelik. Abraham, ek kies die kind, nie jy nie. My belofte gaan deur Isak, die kind wat nog nie eens gebore is nie. God sê nie Ismael is waardeloos nie. Hy sê, ek sal hom ook seën, maar die verbond, die groot reddingslyn gaan deur Isak wees. Dit is God wat sy lyn trek, van Abraham na Isak en dan Jakob en Dawid en uiteindelik die ware seun Jesus Christus. Die kind van wonder, die kind van genade, die kind wat uit 'n verstorwe baarmoeder sou kom, die kind wat niks met menslike prestasies te doen het nie. Nou die naam Isak beteken lag, en dis nogal ironies. Abraham en Sara lag van ongeloof, maar later het hulle gelag van vreugde. Maar kyk nou die diep boodskap. God bring lewe waar ons net lag van ongeloof. As ons verder lees in vers 21 sê God, wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. Hy kies nie net die kind nie, hy kies die tyd, hy kies die manier, hy kies die lyn wat na Christus toe lei. En hierdie hele storie draai eintlik om Jesus. Isak word die skaduwee van die seun wat sou kom, 'n beloofde seun, uit menslike onmoontlikheid op God se tyd, wat die verbondslyn dra. Sy geboorte bring vreugde vir die wêreld, en waar God vir Isak 'n verbond gee, gee hy vir Christus die volmaakte vervulling van die verbond, die kruis, die opstanding, die nuwe lewe. Isak wys vorentoe na Jesus, die ware seun van die belofte, die een deur wie God 'n ewige verbond met ons sluit. Miskien sit jy vandag ook met jou eie Ismael vraag, Here, kan jy nie maar net hierdie plan van my sien nie? Die een wat vir my sin maak, die een wat ek sien. Maar God sê sag, ek werk op 'n ander lyn. Ek werk op 'n ander tydlyn. My belofte staan vas, ook wanneer jy nie sien hoe dit gaan gebeur nie. En miskien voel jy soos Abraham, moeg gewag, 'n bietjie skepties. Dalk selfs in jou hart gelag oor wat God gesê het. Maar hoor gou hierdie vandag. God se plan vir jou lewe hang nie van jou moed af nie. Dit hang aan sy belofte. As jy ver van hom af voel, kan jy sommer nou sag sê, Jesus, help my om te glo. Ek bring my Ismael planne na U toe. Ek vertrou U vir U tyd en U wil. En glo my, Jesus sal hoor. Jy's sy kind. Vertrou en glo in hom. Kom ons bid saam. Here ons God, U is die een wat beloftes maak. U is die een wat elke woord hou. U is die God van Abraham, die God van Isak, en die God wat deur Jesus vir ons 'n ewige verbond gebring het. Here, ons bely vandag, dat ons soms soos Abraham raak, ons wag lank, ons raak moedeloos. Ons begin aan ons eie planne vasklou, en ons probeer dinge self regmaak. Ons bely dat ons dikwels U tyd en U manier bevraagteken. Ons bely dat ons U soms nie glo soos ons wil glo nie. Here, ons vra dat U ons geloof sal kom aanraak,
dat U ons harte sal versterk en dat U ons oë sal oopmaak vir die planne wat U nog steeds besig is om uit te werk. Help ons om ons eie Ismael planne vir U neer te sit, om U te vertrou vir U tyd, U wil en U pad. Maak ons asseblief stil van binne, sodat ons weer kan hoor hoe U praat. Laat die Heilige Gees ons lei, vul ons weer met hoop wat van U afkom. Here, ons rus vandag in hierdie waarheid. U vergeet nie, U verander nie, U hou U woord vas, en U voltooi wat U begin het. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. God se neef vir Ismael was nie 'n wegwys nie. Dit was God wat sê, ek het 'n groter plan as wat jy kan sien. Hy het ook vir jou 'n groter plan. Hy het nie vergeet nie. Hy verander nie. Hy werk stadig, sag en vol sekerheid na die beloftes toe wat hy oor jou lewe gespreek het. Mag jy vandag die vrede dra van 'n God wat sy woord hou. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.